staan ek vanoggend voor U. Maar die Here het vanoggend opmaak ons monde oop om sy woord te kan verkondig. En God het die donkie se mond oopgemaak en die donkie het vir Biliam gesê, Biliam, ek was getrou aan jou. En ek jou nie oral gevat waar jy wou gegaan het nie. Hoekom is jy so brutaal teenoor my? En dan sê die Bybel, en God het Biliam se oë oopgemaak en Biliam het gesien wat die donkie gesien het. 'n engel wat daar gestaan het met 'n swaard wat gereed was om Biliam dood te maak. En die engel sê, want die Here sê vir hom, ek het jou kom voorkeer, want ek sien jy is op 'n gevaarlike pad. En as die donkie nie gestop het nie, dan sou ek jou doodgemaak. Dan sou ek jou doodgemaak. En in werklikheid, Biliam het van die donkie afgeklim en op sy gesig voor God geval. En in werklikheid het die donkie sy lewe gered. Nou, ek is nou klaar met my vraag. Nou, een Vrydag op 'n hemel genaamd Golgotha het hulle hom 3 keer geslaan. 'n spyker in hierdie hand, 'n spyker in daai hand en 'n spyker in die voete. Wat eintlik bedoel was vir ek en vir U. Ek moes sterf aan die kruis, maar Jesus het hierdie 3 houe vir my gevat en in my plek gesterf. Die donkie in Numeri 22 is die Christus figuur. Hy het Biliam verhoed om dood te gaan. En Christus het ek en U verhoed om dood te gaan. Hy het ons verhoed om die pak slaag te kry en om te sterf. Ek is amper daar, 'n donkie is ook 'n redder. U ken vir Samson, die man wat sterk was. En Samson, wat ook maar iemand was wat foute begaan het, soos ek en U. Maar God het Samson toegerus met mag en krag. Hy was op 'n stadium aangeval, as jy die storie ken, deur 1000 Filistyne. En in hierdie geveg met hierdie 1000 Filistyne, liewe broers en liewe susters, toe Samson so na die kant toe kyk, dan sien hy 'n kakebeen van 'n donkie. En hy tel die kakebeen van die donkie op en bring 1000 Filistyne om. God kan enigiets doen, selfs met 'n donkie. Nou hierdie donkie in Samson se verhaal simboliseer hoe Jesus, die seun van die lewende God, ons redder is en geword het. Die Here het vir my geveg teen die onsigbare magte van die duisternis. Daar was planne teen ek en U besnee, maar die Here het hierdie onsigbare magte het hy om die lewe gebring as dit. Hy was my skuld, want die bose pyle afgehoor weer. Die woord van God sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Ek wil afsluit, liewe broers en liewe susters. Vanoggend is die Here hier en hy is gereed om ons se laste op hom te neem. Hy is gereed om vanoggend alles wat ek en U af te neem. En hy buig vanoggend soos 'n donkie onder ek en U laste in, om daai gewig op hom te neem. En ek wil U vanoggend aanmoedig, laat ons alles op Jesus vanoggend vat. Laat ons nie dinge op ons eie probeer dra nie. Die Here is ons lasdraer, maar hy is ook die een wat gaan staan het, sodat ons nie doodgemaak word. Hy is die een wat ons gered het toe ons verlore was. Hy is die rots wat geslang was vir ek en U, en deur sy wonde het daar genesing gekom. Deur sy dood het daar lewe vir ek en U gekom. Christus het Jerusalem triomfantelijk ingekom binnegegaan. Christus het dit was 'n oorwinningsoptog van Jesus Christus in Jerusalem. Vandag liefdes in die Here, want hy ook oorwinnend in ek en U harte en in ons lewe kom. Maar dit hang van ek en U af, of ons op hom inneem. Hy staan vanoggend soos die woord van die Here sê, ek staan by die deur en klop. Staan hy vanoggend, want hy wil inkom en hy wil kom trou
Hy wil ons redder en ons verlosser en saligmaker in ons lewens wees. Maar ontvang ons hom wat kom in die naam van die Here. Ontvang ons hom en skree ons ook vanoggend soos die skare geskree het, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Laat ons hom ontvang, familie, en ons weet nie hoe dit die pad voortdoen. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met ons nou en vir ewig.